Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer God dit op jou hart lê om iets te doen en jy is onseker daaroor, herinner jouself daaraan dat elke stukkie detail van jou toekoms reeds aan hom bekend is. Eeue gelede, toe wêreldkaarte opgetrek is, het die tekenaar gewoonlik 'n draak aan die rand van die kaart geteken. Dit het as 'n teken vir ontdekkingsreisigers gedien, dat as hulle verby daardie punt sou gaan, hulle onbekende gebied op eie risiko sou betree. Baie ontdekkingsreisigers het egter nie die draak aan die kante van die kaart as 'n waarskuwingsteken beskou nie, maar eerder as realiteit. Hulle het geglo dat daar rampspoedige gevolge sou wees, sou hulle die onbekende betree, en so het hul vrees hulle daarvan weerhou om voort te gaan om nuwe lande en volke te ontdek. Net so het ons dikwels kaarte in ons verstand, wat soos die kaarte van lank gelede ook rande het. En soms word hierdie rande ook deur vrese gemerk. Die vrees om te misluk, die vrees dat jy nie genoeg sal hê nie, of dat jy dalk dit wat jy het, sal verloor. En dit verhoed ons om vorentoe te beweeg in dit wat God wil doen deur ons lewens. Daar is baie hindernisse wat teen 'n mens kom, wanneer God besig is om jou in 'n nuwe rigting in te stuur. Die eerste hindernis is 'n denkwyse van gebrek. Dit is 'n denkwyse wat sê, ek kan nie verder as dit in my lewe gaan nie. Ek het nie die hulpbronne om verder te gaan of om iets groters te doen nie. Hierdie denkwyse beperk 'n mens en hou jou weg van God se beste vir jou. Die Bybel sê egter in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dit maak nie saak hoe die huidige ekonomie lyk, of wat jy het of nie het nie. God is jou bron, en hy het nie 'n gebrek aan hulpbronne nie. Die tweede hindernis wat teen 'n mens kom, wanneer God besig is om jou in 'n nuwe rigting in te stuur, is 'n denkwyse van beperking. Dit plaas 'n onsigbare plafon bo jou lewe. Hierdie denkwyse vertel vir jou dat jy nie hoër as 'n sekere punt kan gaan nie. Dit vertel vir jou dat ander dalk hoër kan klim, maar dat jy nie in staat is om verder te gaan nie. Moet nooit toelaat dat onsigbare perke van vrees, onsekerheid en leuns jou van God se beste weerhou nie. In Christus wat jou die krag gee, is jy sterker as wat jy dink. Satan wil nooit hê jy moet besef wie jy in Christus is nie. Want hy weet dat as jy dit eers besef het, jy groot dinge in hierdie wêreld sal doen. Here, help my om myself te sien soos wat U my sien. Dankie dat ek kan hoop hê vir die toekoms en dat ek kan vashou aan die goeie planne wat U vir my in gedagte het. In Jesus naam bid ek dit. Amen.